Ek dink nie daar is woorde nie. Woorde om te bemoedig, julle kan maar skaars wees. In my tyd hier in Carletonville was een van die gemeentelede wat die meeste uitgestaan het, sekerlik oom Andries gewees. Een waar 'n koppie koffie altyd welkom was. Een wie se hande nooit vir niks verkeerd gestaan het nie. Iemand wat altyd daar was om te luister, om raad te gee, wysheid, waarlike insig. En Tannie Louise, familie namens die EG Kerk Carletonville, wil ons regtig ons meer en meer gevoel met julle deel en ook so 'n hand uitstrek vir ieder en elkeen wat bemoediging nodig het, hulp, raad, maak nie saak wat nie, ons is hier, die kerkraad is hier, die gemeente is hier, en mag julle vertroosting ook so in die Here vind in hierdie tyd, en mag hy julle kom onderskraag en deurdra, en vir julle ook so vertroosting bied. Geliefdes, kom ons sit net so, en ons buig ons harte. Ons Hemelse Vader, Here, terwyl dit omstandighede is, waarna ons nie noodwendig uitgesien het nie. Here Jesus, kom ons terug na daardie belofte toe. Here, U het gesê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. En Here, ons is vermoeid. Here, ons is belas. Met die afsterwe van 'n geliefde, o Here, kom vra ons dat U in hierdie tyd daardie leemte sal vul. Terwyl dit 'n leemte is wat groot skoene gedra het. En baie liefde, baie respek. Here, met dit saam is ons ook dankbaar, want met 'n eerlike en opregte hart weet ons ook waar hy is. En hoe wonderlik, Here, dat ons soos Paulus nie hoef, soos wat Paulus gesê het, nie hoef te treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want ons weet, Here, dat U ook sy verlosser en sy saligmaker was. En juig ons in daardie opsig. En weet ons ook, Here, dat die tydjie hier op aarde vir die res van ons maar kort is. Dat ons mekaar weer sal sien. En Here, daar in U teenwoordigheid U naam ook so kan verheerlik, juis vir dit. En so wil ons kom vra, Here, dat U elkeen van ons naby sal kom wees. Here, dat U ons sal kom deurdra. Want ons die teenwoordigheid van die Here tasbaar sal voel. En U naam alleenlik daarvoor verheerlik. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou vir dit, want ons weet, Here, ons vertrou, en dat U alleen is die volëinder van dit alles. Amen. Geliefdes, ek gaan nie nooi om saam met ons te staan. As U daar in die blaadjie kyk, sal U die eerste liedjie sien wat ons gaan saam sing. U kan vanuit die blaadjie lees, die kerkraad het my laat weet, dat hy op die bord ook gaan verskyn. So staan saam met my en dan sing ons daardie kosbare lied, Nader my God by U. Nader my God by steeds naderby,
sal my lied nog bly, nader my God by, nader my God by, so naderby. Alles ek ver op reis, dwaal ek alleen. Al moet of 's nachts my hoof rus op besteen, dan bring my drome my nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Dan sien my geestesoog gaan daarom en daar weer neer. Al van die roep vir my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Baie dankie, kan die sitplek weer inneem. Geliefdes, ek wil graag in hierdie middag met u 'n gedagte hanteer, 'n gedeelte hanteer, 'n baie bekende gedeelte eintlik en 'n gedeelte wat ons baie keer lees. Maar soos wat ek nou al geleer het, dat as jy die Bybel wil verstaan, lees hom stadig. En hoe stadiger jy hom lees, hoe meer kom daar uit. En toe ek nou die oproep gekry het om Andries se begrafnis te lei, en ek gaan stil word voor die Here, en ek vra vir die Here, wat bring mens vir oom Andries? Ek meen, as dit nie vir oom Andries was nie, en dan het ek ook nie vandag 'n Honda gery nie. Toe ek my Honda gekoop het, die eerste persoon wie ek wou bel was vir hom Andries om vir hom te sê, look, I joined the club. Dit was die tipe persoon wat hy was. Voor my Honda het ek 'n korsaatjie gery, en menigte male het ek daar by hom aangestop, want ek het gereedskap nodig gehad, want iets het weer gebreek. En elke keer het hy vir my gesê, ag, koop net 'n Honda. En die Here bring my na hierdie gedeelte toe, juis omdat ek oom Andries se persoonlikheid ook hierin kon raak sien. In Markus hoofstuk 4, daarvan na vers 35, lees ons van die verhaal waardeur Jesus die storm stil gemaak het. En wanneer jy nou dink aan oom Andries, dan was hy nou maar net een wat die storm kon stilmaak. Met 'n vriendelike glimlag, 'n bietjie motivering, 'n bietjie hulp. Ons lees daarvan 35, toe dit aand geword het op daardie nag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar
na die ander kant, en hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy, dit was die Here Jesus, hy was agter op die skei aan die slaap, op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en van hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat self die wind en die see hom gehoorsaam is. As ons net weer vers 41 vir u kan voorhou, lees ons daar, 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Wie is hierdie man wat op hierdie skei staan en vir die wind sê, bly stil en die wind is gehoorsaam? Wie is hy tog? Dat selfs die wind hom gehoorsaam is. En na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag met u praat onder die tema, die lig in die storm. Die lig in die storm. As jy gaan kyk na die geografie van Israel, is dit regtig baie interessant wanneer jy gaan kyk na die sprankelende en die mooi gebiede daar by die see van Galilea. Is eintlik nie so groot nie. Dis meer soos 'n meer as wat ons aan 'n see sou dink. 13 myl lank, 7,5 myl op sy breedste punt, omring deur die mooiste heuwels, daar insluitende die Golganhoogte. Hierdie gebied is 'n hoofbron gewees van inkomste, daar vir die vissermanne, en ook so die plesier en die skoonheid van die wat in daardie omgewings gewoon het. En die Here Jesus het besluit om hier sy hoofkwartiere te kom stig en te kom vestig. Hy het baie wonderwerke hier gedoen. Baie wonderwerke en van baie dinge in die Bybel lees ons het daar plaasgevind. Hy het die disippels het hy hierdie gebied uit, het hy hulle geroep. En nou op soek na so 'n bietjie van 'n blaaskans van die groot vraag van hierdie skares, besluit die Here Jesus om 'n boot te neem en saam met sy disippels weg te dryf en so 'n bietjie daarop op 'n ander kant net so 'n bietjie te gaan ontspan. Maar skielik, ons moet daai ding mooi insien. Hy sê skielik, was daar niks. Hierdie disippels lê op die skuytjie en hulle kyk uit na die sterre. Hulle bewonder die mooi natuur wat om hulle aan die gang is. So elke nou en dan kyk hulle of daar 'n visie op die visstok is. Wonderlike geselsies wat hulle met mekaar deel. En skielik, ewe skielik, drom die wolke saam. Die donder weer blits en die reën begin val. Die golwe styg op. Dit slaan teen die boot. En hierdie disippels het geen idee van wat nou om te doen nie. Maar dan moet jy vir jouself dink, hierdie manne is daar, hierdie kant toe is water, daai kant toe is water, voor hulle is water, agter hulle is water, waarheen gaan ons, wat doen ons? Wat doen ons? 'n Dramatiese storm in 'n oomblik, in 'n oogwink. En geliefdes, wanneer ons nou ernstig raak met onsself en ons net so 'n bietjie retrospeksie doen en hier inwaarts kyk, baie keer, dan lê ons ook en kyk na die sterre. Lieflike geselsies met mekaar. Ons geniet die lewe, daar kan niks verkeerd gaan nie. En die volgende oomblik, net so,
dan is daar hierdie storm in ons lewens wat ons bootjies net wil kom omruk. Storms, liewe vriende, wat ons in 'n hoek indryf waar ons self nie weet watter kant toe nie. En geliefdes, ongelukkig vergeet ons baie keer een sentrale waarheid. Baie keer, ek sit hand in eie boesem, baie keer vergeet ons, net soos hierdie disippels, dat ons nie so baie klem moet lê op die storms, die uitdagings van die lewe, maar dat ons liewerste sal fokus op die een wat saam met ons in die skei sit. In daardie skielike storm het Jesus 'n verstommende ding gedoen. En daarin leer ons 'n paar dinge wat ons raad kom gee, geliefdes, in hierdie moeilike tyd. Ons is nie nou in 'n maklike tyd nie. Ons lê nie nou en kyk vir die sterre nie. Julle, die wolke het saam gedrom. Die reën is besig om te val. Tussen die bootjie van ons lewens slaan in die golwe. Dit lyk asof ons op enige oomblik en enige manier net gaan omdiep en gaan verdrink. Dit voel so. Vandag is baie hartseer dag. En ons wat in die skuit van die lewe sit, geliefdes, is daar een ding waarop ons moet fokus. Die enigste ding waarop ons moet fokus, is die persoon wat in die skuitjie sit. Naamlik Jesus, die Seun van God. Hy wat enige storm en daar dieselfde oomblik en oogwink kan kom verander. Hy wat bemoediging kan gee in moeilike tye. Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Dis 'n belofte wat Jesus gee. 'n Belofte. Maar met dit saam is daar sekere dinge wat ons in hierdie gedeelte kan kom uithaal. Wat ons gaan net so bietjie gaan voorberei vir wanneer daardie storms kom. Die eerste ding wat ons hier moet raak sien, is daar is geen waarborg teen storms nie. Daar is geen waarborg nie. Daar is geen app wat Google kan skryf, wat vir my gaan sê, môre gaan jy 'n slegte dag by die werk hê nie. Daar is geen manier hoe ek kan weet dat as ek huis toe ry, ek nie 'n papwiel gaan kry nie. Ons weet nie. Ons is nie gewaarborg teen storms nie. Ons weet dit nie. Vers 37 sê, 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het die skuit geslaan sodat dit sou wou vol word. En selfs wanneer Jesus in hierdie bootjie is ons nie gewaarborg teen die skielike nie. Dis 'n verkeerde idee dat as 'n persoon 'n getroue volgeling van Jesus is, hy of sy beskerm word teen die probleme van die lewe. Klink selfs kinders van die Here gaan deur storms. Ons ervaar dit, ons voel dit. Dink aan Josef wat in die tronk toegesluit is. Dink aan Job wat alles verloor het, Jeremia ook in die tronk, Paulus wat hoeveel keer skibreek gelei het, deur slange gepik en al hierdie klas van goed. Ons is nie gewaarborg daarteen nie. Ons was nie gewaarborg wanneer Andries van ons weggeneem gaan word nie. Ons het nie geweet nie. Jesus het nooit 'n roostuin toer deur die lewe beloof nie. Maar wat hy wel beloof het aan die einde van sy bediening, Matteus 28 vers 20 sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Wat beloof hy? Hy kom beloof, geliefdes, in hierdie tyd van moeilikheid, wanneer daar skielik 'n storm in ons lewens opkom, is hy daar. Hy is met ons.
tot aan die volëinding. Daar's nie 'n tyd waar hy homself onttrek nie. En geliefdes, wanneer ons na die donker wolke kyk wat op pad is en die donderweer wat blits, dit kom ewe skielik. En is op ons. En is met ons. Maar onthou, Jesus is saam met ons in die skei. Hy hou ons vas. Hy kom bemoedig ons. Hy dra ons deur. En vandag kyk ons na die donderwolke. Vandag kyk ons na die reën rondom ons, wat skielik net op ons neergedaal het. Nie een van ons het hierdie storms gesien kom nie, waar ons weet, dat Jesus saam met ons in die skei is. En in baie gevalle, in die tweede plek, kan dit vir ons blyk te wees dat God absoluut niks doen nie. Dit kan vir ons so lyk. Vers 38 sê, maar hy, Jesus, was agter op die skei aan die slaap op die kussing. Baie keer kom hierdie storm oor ons lewens, ons sien hoe die donder weer toepak, die blitse slaan, die skei voel of hy enige tyd gaan omval, en dit voel net asof God niks doen nie. Dit kan voel in hierdie skielike lewenservarings wat ons bedroef en ons gevoel van God se nabyheid en sorg bedreig dat God niks doen nie. Hierdie ervare vissermanne was deeglik geskrik. Hulle het geweet hierdie is 'n storm soos wat min gekom het. Hulle lewens was op die spel, maar tog het dit net gelyk asof Jesus aan die slaap is. En geliefdes, baie keer in die lewe kom daar dinge na ons toe wat ons nie kan beheer nie. Sommige dinge kom deur die optrede van mense en sommige dinge in die lewe word nooit verduidelik nie. Ons het net nooit 'n antwoord daarop nie en dit lyk asof God stil is wanneer ons 'n woord verlang. Soos hierdie vissermanne protesteer ons baie keer teen die onwaarskynlike gebrek aan die optrede van Jesus wanneer dit lyk asof hy agter die stuur van ons lewens aan die slaap is. Maar dan kom ons terug na die Bybel toe. En ons lees in Jesaja 41 vers 17, die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie, hulle tong verdroog van die dors, ek die Here sal hulle verhoor, ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Het jy geweet 72 keer in die Bybel vind ons die term, die frase, wees nie bevrees nie, moenie bang wees nie. 72 keer. Nie een keer vind ons die term dat jy dan moet bang wees of moet vrees nie. Saam met dit, Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, in tye soos hierdie is dit baie maklik om te wonder, hoekom is die Here nie teenwoordig nie? Hoekom het die Here hom nie opgewek nie? Hoekom het die Here hom nie lewendig gehou nie? Dit voel vir ons asof die Here aan die slaap is, asof ons hom moet gaan wakker maak. Maar tog leer die skrif ons, hy is in beheer. Hy het 'n plan en hy het 'n doel met elke liewe ding wat hy doen. En dit lyk vir ons in hierdie oomblikke asof die Here aan die slaap is. Maar ek wil u waarborg, hy is in die skei. Hy is met ons. En hy is besig om in ons lewens te werk. Maar ons moet oppas. Ons moet oppas vir die derde gedagte. Want baie keer kan vrees inkom en ons geloof vervang. Vers 40 vra die Here Jesus vir hulle, waarom is julle so bang, het julle dan geen geloof nie? En geliefdes, weer eens, kom steek ek my hand in eie boesem. Dit beteken nie omdat ek predikant is van 'n gemeente in diens van God is dat ek absoluut perfek is nie. Vrees is 'n middel
wat ons kom opvreet. Vrees is 'n middel wat kom om ons geloof van God af weg te steel. Om ons op 'n plek te sit waar God ons inteendeel glad en al nie kan gebruik nie. Baie keer dan tree ons op net soos hierdie disippels. Ek meen die Here Jesus wat blinde mense laat sien het. Hierdie einste Jesus wat mense wat verlam was, het hulle weer laat loop. Hierdie einste Jesus wat mense se harte en gedagtes kon lees, was vir die disippels te klein vir 'n storm. Hoor jy mooi wat ek sê? Dis wanneer vrees ons geloof kom vernietig. Wanneer ons na 'n probleem kyk en ons herken hier in ons harte dat daai probleem is te groot vir God om te hanteer. Dis wanneer vrees ons geloof kom vernietig. Ons behoort nooit vir die Here te sê hoe groot ons probleme is. Inteendeel, moet ons vir ons probleme gaan wys hoe groot ons God is. Dis wat geloof behels. Dis wat geloof behels. En die Here Jesus vra vir hulle, hoekom is julle so bang? Vir wat vrees julle? Wat is daar wat ek nie kan doen nie? Wat? En nou skryf Paulus vir ons in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Geliefdes, moenie dat jou vrees jou geloof aan God kom wegvat nie. En tye soos hierdie is dit baie maklik om te wonder, maar wat nou? En net te fokus op die probleem, terwyl die Here eintlik vir ons iets groters en beters in gedagte het. Want in die volgende gedagte sien ons dat Jesus hoor ons geroep. Hulle het hom gaan wakker maak en vir hom gaan sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. En geliefdes, kyk net na daai vraag wat die disippels hom vra. Die disippels vra vir die Here Jesus, Here, word wakker. Gee U nie om oor ons nie. Here, is U nie lief vir ons nie. Here, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan in hierdie storm nie. Here, wat gaan aan? Verduidelik. Here, hoekom is ons geliefde van ons al weggeneem? Here, wat moet ons nou doen? Die Here beloof, hy hoor ons geroep. Jesus het wel nie die storm gehoor nie. Hy was vas in slaap. Maar hy hoor sy disippels roep. Hy hoor sy kinders roep. Net soos wat die ma die huil van haar baba hoor, net so hoor die herder die geblerf van sy skape. Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. En soms is dit moeilik. Moeilik om te verstaan wanneer ons in hierdie storms is. Die Here hoor ons harte. Hy hoor ons gedagtegange. Die Here sê dat hy verhoor ons gebede nog voordat ons vra. Hy hoor in ons stryd. En 'n kosbare belofte is Handelinge 2 vers 21. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar is nie 'n miskien nie. Daar is nie 'n dalk nie. Sy belofte sal gered word. Geliefdes, na wie toe roep ons uit in moeilike tye? Dis die vraag. Marco kan aan homself niks doen nie. Marco kan homself nie vertroos nie.
Marko kan homself nie red nie. Maar die kosbare belofte, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit kan klink asof die Here nie luister nie. Dit klink dalk asof die Here ons ignoreer. Dit lyk dalk asof hierdie storm net te oorweldigend is, maar die Here beloof, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sal jou help. Die Here beloof dit. En hy gee dit ook so. Want met dit saam, sien ons in die volgende gedagte, dat die Here gebruik elke liewe storm, om ons na Jesus toe te draai. Dis hoekom storms daar is. Want kyk na hierdie disippels. Hulle is daar in die skuit. En hulle probeer roei die kant toe, en hulle probeer daai kant toe. Dan is hulle teen die wind, dan is hulle weg van die wind, dan probeer hulle hierdie ding, wat probeer hulle daai ding? En wat doen hulle op die uiteinde? Hulle gaan na Jesus toe. Die laaste ding gaan hulle na Jesus toe. In plaas daarvan dat hulle eers na Jesus toe gaan doen hulle dit laaste. Storms is daar sodat ons na Jesus toe sal draai. Johannes 6 vers 37 sê die Here Jesus self, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Die Here sê hy sal ons nooit uitwerp nie. Hy is daar om ons te help. Volgens Hebreërs 7 vers 25 is hy besig om vir ons in te tree. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, ons kan skuiling gaan soek in allerhande plekke. Maar ons moet onthou dat elke storm ons nader aan die Here moet beweeg en nie verder nie. Hierdie storm wat ons nou mee sit, is daar sodat ons nader aan die Here kan kom. Nader en nader en nader. Nie verder en verder en verder. Want daarin, in die teenwoordigheid van die Here, sal ons vertroosting kry. Dis daar waar ons bemoediging kan kry. Dis daar waar ons krag gaan kry. En dis daar, geliefdes, waar die Here vir ons gaan wys die lig aan die einde van die randjie. Dis daar. Dis daar. En met dit saam moet ons onthou dat die storms duur nie vir ewig nie. Geen storm hou vir ewig aan nie. Toe die Here Jesus klaar gepraat het, die wind bedaar, storm het opgehou. Want storms hou nie vir ewig nie. Een oomblik, dan is dit verby. Maar met dit saam, is dit ons verantwoordelikheid om seker te maak, dat terwyl die reën geval het, terwyl die storm geslaan het, dat ons alle aspekte daarin reg hanteer het. Dis ons verantwoordelikheid. En met dit saam, moet ons ook weet, dat God sal ander bystaan. Vers 36 lees ons daar, en dit is nogals kosbaar. Vers 36 sê, baie belangrik dat daar was ander skuitjies, ook daar. Dit was nie net die disippels en die Here Jesus en hulle skuit wat moeilikheid gehad het nie, maar die ander skuitjies in die see van Galilea het ook moeilikheid gehad. En toe die Here Jesus hierdie skuitjie red, en vir hierdie skuitjie intree, wat dink jy het gebeur met die res van die skuitjies? Hulle almal het verligting ervaar. Hulle almal het die lig aan die einde van die tonnel gesien. Hulle almal kon die naam van die Here Jesus verheerlik. En so is dit belangrik, geliefdes, dat ons optredes en hoe ons leef, dit wat ons sê, dit wat ons praat, dat dit ook ander mense se skuitjies sal laat bewaar.
dat hulle ook vrede en rus kan vind in die Here, net soos wat ons doen. En ons moet onthou, dat God is altyd in beheer. God is altyd in beheer. Wanneer ons na die wêreld daar buite nou kyk, dan lyk dit nie so nie. Dit lyk rarig nie asof die Here in beheer het nie. Dit voel asof die Here sy arm verloor het in hierdie wedstryd. Maar ek wil u verseker dat God is in beheer. Ek is baie lief om hierdie illustrasie te gebruik. Ek het hom al hier gebruik, maar ek gaan hom weer gebruik. Wat het ons nodig om vuur te maak? Suurstof, brandstof en 'n spaak, né? Dan het ons 'n vuur, dan kan ons braai, vleis op die kolle sit. Het julle al ooit gewonder oor die son? Daar's nie suurstof nie. Daar's nie brandstof nie. Daar was wel 'n spaak, want God het gesê dat daar lig wees. Ons verstaan die spaak, maar die ander twee verstaan ons glad nie. En tog sê die Bybel dat die son kom op, die Here laat die son opkom en die son laat sak. Hoekom? Want hy is in beheer. Hy is in beheer. As die Here net sy arm moes onttrek van die son, wat sou ons dan gedoen het? Wat sou ons dan gedoen het? Geliefdes, die feit bly staan dat hierdie is 'n realiteitsdag, dat die lewensasem in ons longe is 'n geskenk van bo. In my tyd as predikant het ek nog nie iemand ontmoet wat vir ewig sal leef nie. Prediker sê, daar is 'n tyd vir alles. Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Maar God is in beheer. Die geliefdes, vandag kan ons net die vraag vra, hoe oorgegee aan die Here is u? Hoe oorgegee aan die Here is u? Geliefdes, het u al daardie dag deurgemaak waar die Here u siel uit genade gered het? Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Is u 'n weergebore kind van God? Oorgegee. Alles op die altaar geplaas. En die soewereine, die een wat in beheer is van alles, toegelaat het om 'n werk in my lewe te kom doen, sodat ek deur genade gered kan word. Geliefdes, vanmôre of vanmiddag staan ons voor hierdie kus. En hier in my hart juig ek. Ek juig. My plekkie daar gaan leeg wees. Ek weet dit. Maar ek weet die hemel is een voller. Ek weet dit. Die tyd wat ek genadiglik met hom Andries kon spandeer, het hy my kom toon waar sy geloof is. Op wie hy vertrou, waar sy genade is. En geliefdes, ek is jammer om te sê dat ek praat vanmiddag namens om Andries. Want ek weet wat hy sou wou gehad het, ek moes in hierdie dag vra. En dit is jou saak met die Here reg? Is jou saak reg? As nie, kom gesels met ons. Kom praat met ons. En ons gaan deur hierdie storm. Die wolke het geslaan, die reën val. Maar die Here sê, ek help jou. Ek dra jou deur. Kyk, ek is met jou in die skuitjie. Ek hoor jou geroep. Ek is daar om jou te bemoedig en te vertroos. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie
Wanneer ons hierdie gedeelte lees en net kan insien dat die storms van die wêreld ons wel gaan tuister, weet ons ook daarin, Here, dat U is altyd met ons. Here, U is daar aan die skei, en baie keer, Here, het ons nie die antwoorde nie. Baie keer is daar meer vrae as antwoorde, maar ons kom vra, Here, dat wanneer daar die storms oor ons lewens kom, dat ons oog sal hou op dit wat belangrik is, naamlik Jesus. Naamlik die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Naamlik die een wat altyd daar is. En wil ons net vra, Here, dat U lewens, of U lewe in ons lewe sal geskied. U wil in ons lewens sal geskied. Here, mag daar iemand hier wees, wie se saak nog nie reg is met U nie. En vra ons, Here, dat U by hulle ook 'n werk sal kom doen. Kom vra, Here, dat U hulle hart ook so sal kom verander. Here, dat U naam daardeur verheerlik sal word. Here, help ons asseblief in hierdie storm. As die kinders roep ons uit. Ons vra, Here, dat U met ons sal wees, dat U ons sal deurdra, en dat U naam ook daarin verheerlik kan word. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou vir dit alles. Amen. Geliefdes, ons wil U nooi om saam met my te staan. Wanneer jy die nood kry, dan gaan ons daardie tweede lied ook so op die begrafnisbrief so saam sing. Die oorwinningslied, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat liefde oor sy koninkryk regeer. Lowe aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hier is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons vrede, hy is ons Vader, hy is die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig gaan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas besynes aan op tromme, kom dans vir God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja.
verprys hom, halleluja, hy rots sal ewig staan, hy rots sal ewig staan, sy woord sal ewig staan. Baie dankie, jy kan die sitplek inneem. Sy geliefdes, net om vir u die verdere program mee te deel. Ons gaan nou die geleentheid gee vir enige toesprake en dan ook so die bedankings. En dan gaan ek vir ons die begrafnisbrief of die formulier gaan ek vir ons hier voorlees. Die rede hoekom ek dit hier wil doen en nie by die kerk of by die graf nie, is dat baie keer daar by die graf is daar eksterne dingetjies waarop ons nie altyd voorbereid is nie, en dan kan ons nie almal hoor nie, as jy hoor wat ek sê. So ons gaan dit sommer hier by die kerk hanteer. Ons dink, ek het nou al uit ervaring geleer, dis maar beter so. So ons gaan die toesprake doen, die bedankings, en dan gaan ek die formulier vir ons hier voorhou. Daarna gaan ons die draers weer vorentoe roep, dat die kus uitgedra sal word. Dan sal ons die stoetskar volg na die begrafplaas. Ons wil die vra om die hoofligte en ook so daardie kantliggies wat ons reg gee om enige iets te doen. Jy weet van hulle, né? Om hulle ook aan te skakel terwyl ons die stoet agtervolg. Daar by die graf sal ons weer die draers daar bymekaar roep en dan 'n laaste geleentheid dan om ook so vir hom Andries totsiens te sê. As daar enige iemand wat iets wil sê, julle is baie welkom. Ekskuus, Mary. Die man wat vandag hier is, de man van woorders. Voor de baan, dit is sy kinders vandag, sê my honde. Dankie vir wat julle aan my ma gedoen, aan my seun wat hier is. My pa was 'n voorbeeld vir my seun. En die sukses wat my kind vandag is my pa in Westerlo. En ek sal nooit kan terugdraai met jou wat ek gedoen het nie. Maar dis een man wat nooit my verlede teen my gehou het nie. En wat is ek om huis toe? Ek het die voorraad gehad om te sien, en die laaste keer dat ek om te sien het, en ek julle sê dat my pa vrede gehad het. Ek weet my pa, ons het oor die Here hoop. En ek weet my pa se grootste begeerte was, dat my ma besorg sal wees. En ek weet ons wil dit vir hom doen. Sy mag dalk dood wees. En ek weet my ma sy trots was. En ek weet dat hy lief was vir my ma. En ek wil dankie sê, dat hy deel kon wees in ons lewe en ek van hom is. Hy was my pa. Hy was 'n man van ware wysheid. Hy was stil. Hy was 'n man van respek. Weet jy, was 'n tyd in my lewe wat ek nie in sy oë kon kyk en sy sleg oor my lewe gevoel. Ek was 'n tyd in my lewe gekom waar ek kon kyk in sy oë en ek kon besef die respek wat ek verdien kan ek kon gee. En ek dank die Here vir 'n man wat in ons lewens gekom het en wat genees het in my seun. My seun is nie vandag gesit en dit is nie vir my pa was nie. En ek sê vir my ma, mami, ek weet dit is nie maklik nie. Ek weet dit is die tweede keer wat jy voor die kus staan. Maar my pa het geglo in jou. Julle wat nie weet nie, my pa het Sondag aan. My ma laat opnou my weer met die laaste woorde, ek is lief vir jou. Wat 'n vrou of man en daai voorreg
my ma gehad het. En daarom moet jy vasklou my ma. Jy vas en met die huis agtergelaat het. En ons maak hom trots. Oom Noord. Oom Oudwood. Oupa. Ek weet dit moet vir julle seer wees. Maar ek weet dat my pa 'n ware man was. En my pa was my trots. Hy was nie my stiefpa nie. Hy was my pa. Dankie Mary. Was daar nog iemand? Moet ek iets wil sê? Goed. Kan ons dan vir Belinda Pretoria sê? Ekskuus. Kan haar iets Tannie is welkom asseblief. Gaan van my onder staan. Tannie is welkom. Ek het nie baie met my pa gepraat nie, maar ek weet hy was trots op ons almal. En Tannie Louise het in sy lewe ingestap. En die wonderlikste vrou wat hy ooit kon gehad het. Buiten my ma ook. Sy het bitterlik mooi na my pa gekyk. Tannie Louise, Hendrik, sy was net so goed dood in sy lewe. Hoe ook hulle, en om Oudwood, vriend, ek het verstaan, jy was net so groot ook. Ek wil bitter graag baie dankie sê, Paula en Belinda, julle ook. Tannie Reina en om Paul. Julle was 'n groot deel van sy lewe. En Tannie Louise, het my pa stap kerk toe kom, wat sy nooit gedoen het nie. Ek is bitter baie bly daaroor. Dis hoekom sy lewe bereik was. Baie lief gedaan. Ons was altyd daar vir Tannie. Die Hendrik self hier ook. Nog iemand? Oké, kan ons dan geleentheid gee vir die Belinda Pretorius met namens die familie dan die bedankingsstukke. Hier is 'n maatjie so. Sou Iwer. Met 'n swaar gemoed staar ek na jou, Here, voor my. Here, asseblief dra my hierin, want alleen kan ek nie. Stadig met geboue skouers loop die kerk binne om vir laaste maal afskeid te neem. Die trane stroom soos riviere van my wange af. Hoekom, Here, is die prop so baie sinnige? Tree vir tree loop ek vorentoe om 'n sitplek in te neem. Here, hoe wys ek die pad wat vir my wag vorentoe? Hoe stel ek 'n hart wat in stukkies gebreek is? Hoe vind ek die leemte van die engel wat diep spoor in ons hart gestap? Psalm 34 vers 19 sê die Here vir ons: Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Vandag neem ons afskeid van 'n onvergeetlike man, 'n huweliksmaat, 'n pa, 'n broer, 'n oupa en 'n vriend. Vir 20 jaar het hom Andries diep spore in ons almal se harte getrap. 'n leemte is daar wat nie gevul kan word. Met tyd sal harte genees. Ja, nou weer die pad swaar en donker voor ons. Maar eendag sal ons terugkyk en weet, ons was nooit alleen. Familie, vriende, dit is my voorreg om vandag die bedankings te doen en vir almal dankie te kan sê. Die eerste wil ek vir die Here dankie sê. Here, dankie vir die tyd wat jy ook Andries vir ons geleen het. Want ons is net vir mekaar geleen in die aard, ons bly ons te sê. Ek wil vir almal dankie sê vir die besonderse diens wat hulle gegee het vir my skool, maar hulle het regtig 'n bak en beyond gegaan. Om met verhaal en vir Elise, hulle so pynlik soos moontlik te gaan doen. Toe met die boodskap wat jy vandag ons gebring het, was amazing. Ek het so vinnig gesit en dink as ek dit julle mag deel terwyl ek praat van die storms en vrees, wat soos 'n bergvol sê, dit kom met my op, ja, vrees moet 'n berg wees om jou onder te kry. Maar jy het geloof nodig, so groot soos 'n mosterdsaadjie om daardie berg te verkry. Om te sê, ons het nie nodig om te vrees nie. Ek wil ook vir almal wat hier is vandag sê baie dankie. Dankie dat julle gekom het. Dankie vir die deel en die voetstappe wat julle in Andries se lewe gedrag het. Maar ek het gister in die naweek, Woensdag, toe ek by my skoolma was, vra vir Marianne en my skoolma, wat moet ek doen met ek bedank? Is daar iemand spesifiek? En Marianne, Elise en Sean het onmiddellik my gesê, kom dan die snoek toe. So maak van hulle af baie dankie vir die vrou wat ook op Andries was. Die pad wat jy saam met hom geloop het, deur dit en deur ding, deur goed en deur slegte tye.
Dankie vir die voetspore wat jy saam met hom gebou, die fondasies wat jy saam met hom gelê. Dankie vir die vrou wat jy kon was. Van my so en se kant af, Mariaan, Elise, seun. Wil sy vir julle sê dankie. Dankie dat julle haar aanvaar het as my gemoeder. Dankie vir dit wat julle gedoen het vir hom. Dankie vir die bystand wat jy hierdie week vir haar gegee het. Sy het jou baie nodig gehad, Mariaan, en net so het jy haar ook nodig gehad. Dankie net vir die mense wat die broodjies gemaak het. Namens ons gaan net vir hulle sê van ons kant af baie dankie vir die moeite wat hulle gedoen het. En dan wil ek net vir ons 'n liedjie wat ek graag met julle wil deel. En dan van daai kant af sê ek dan dit saam. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Geliefdes, ek hou vir u voor die
begrafnisformulier soos wat hy vir ons opgeteken is. Geliefdes in die Here Jesus, ons Hemelse Vader het dit so beskik dat Andries Smit deur die dood van ons weggeneem is. En hoewel 'n geliefde se dood 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos, asook sy bemoediging. Hy het beloof dat hy ons smart sal verlig, ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en op die pad vorentoe met ons sal wees. Jesus Christus het self verklaar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en die geredde mens, die weergeborene, kan dan uitroep, doderyk, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En so wag ons dan nou op die dag wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en sal opstaan. Die wat in Christus gesterf het tot die opstanding van die lewe en die gereddes tot die opstanding van die veroordeling, soos wat ons dit lees in Johannes 5. Weereens die blydskap in my hart dat ons nie tree soos die ander mense daar buite wat geen hoop het nie. Want ons weet waar hy is. En meer het saam sê die skrif ook dat die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep en die wat in Christus gesterf het sal eers opstaan. En ander sal opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, soos wat die skrif ons leer in 1 Tessalonisense 4. Geliefdes, deur die dood roep God die ongeredde mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom, geliefdes, terwyl ons hierdie verwagtinge koester, laat ons onsself beywer om vlekloos en onberispelik voor hom bevind te mag word in vrede. Daarom sê Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterwe ons tot eer van God. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, aan hom kom toe die eer, die heerlikheid en tot in alle ewigheid. Amen. Kan ons asseblief die draers vorentoe roep sodat ons sien. Kan die vrouw staan alsjeblieft?